Ja, kom ons sluit net ons oor daar. Ons is magtige God, Hemelse Vader. Here, ons dankie vir die voorreg dat U almal hier bymekaar gebring het. Here, vir die voorreg dat ons vandag twee van die kinders in die teenwoordigheid in die huwelik kan bevestig. Vader, U het hulle bygevoeg saam met mekaar. U het 'n nuwe lewe vir hulle bepaal. En ons dankie daarvoor, Vader. Ons kan U net al die eer, die lof en die heerlikheid daarvoor gee. En daarom vra ons, Vader, dat U ons sal lei vanmiddag met hierdie huweliksbevestiging en met die woord wat bedien sal word. En Vader, laat dit wees volgens U woord en die woord alleen en niks anders nie. En ons dankie daarvoor in die naam van Christus Jesus. Amen. Nou ja, ons almal wat hier teenwoordig is, weet dat Michael en Hendrika het begeer om in die huwelik voor ons almagtige God en Hemelvader bevestig te word. En daarom breek ek gewoonlik so 'n bietjie van die normale tradisies al weg en ek doen die slegte gedeelte eerste. En daai gedeelte is daar enige iemand is wat 'n beswaar het hoekom hulle twee nie in die huwelik bevestig mag word nie. Om nou hulle sê te sê of vir ewig te swyg. En ek gee julle 3 sekondes, ek vat nie lang tyd nie. Right, daar is geen beswaar nie. Dus kom ons gaan oor na die huwelik toe. Nou ja, Michael, Hendrika, iets wat ek julle nie hoef te vertel nie, is dat die huwelik is deur God ingestel. En dit weet julle baie duidelik. Weet, die Vader het in die begin gesê, daar in Genesis 2 vers 18, sê vir ons ook hier die Here gesê, dit is nie goed dat mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. En op baie stadium was dit net Adam in die tuin gewees wat God geformeer het. En toe het hy vir hom 'n hulp gemaak met die naam van Eva. En so het God dan toe nou man en vrou geskep om mekaar as huweliksmaats aan te vul en by te staan en so ook deur God verenig te wees. Sê ek altyd, is 'n voorreg, is 'n vreugde en dit is ook 'n verantwoordelikheid. En hierdie rede is om hierdie rede is dit ook van kardinale belang dat ons Jesus Christus se woorde in Matteus 9 moet op ag slaan. En nie net op ag slaan nie, ons moet dit memoriseer, ons moet dit onthou. En ek glo wanneer daar 'n huwelik plaasvind, is dit nie net die bruidspaar op wie dit van toepassing is nie, maar op ieder en elk wat teenwoordig is. Nou Matteus 19 vers 4 tot 6 lees as volg. En hy antwoord en sê, het julle nie gelees dat hy wat hulle gemaak het, hulle van die begin af man en vrou gemaak het nie, en gesê het, om hierdie rede sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleed, en hulle twee sal een vlees wees, sodat hulle nie meer twee is nie, maar een vlees. Wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. Want 'n huwelik is 'n hegte eenheid. En daar is nie 'n plek, daar is geen plek in enige huwelik nie vir 'n derde persoon nie. 'n Huwelik is 'n eenheid in die diep geheim van 'n gelukkige lewe. Die grondslag van 'n gesonde gesinslewe en die hoeksteen van 'n absolute stiele samelewing. En daarom egpare wat voor God 'n gelofte maak en in God hulle hoop, hulle eenheid, hulle vertroue, hulle geloof, liefde, geluk en toekoms vind. En wat hulle lewe inrig onder heerskappy van God se woord, die Heilige Gees, is vir mekaar familie en mekaar se familie, die samelewing, 'n vreugde en krag van inspirasie. Die inspirasie gee 'n egpaar wat hulle vir God en mekaar verbind, die vrymoedigheid om vir God leiding in hulle huwelik te bid. En om dit te kan doen, moet ons eers die koninkryk van God opsoek in die huwelik. Dit bring my by die boek van Matteus hoofstuk 6 verse 33 tot 34.
En dit maak vir ons duidelik, die apostel skryf vir ons, maar soek eers die koninkryk van God in sy geregtigheid. En al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Kwal julle dus nie oor môre nie. Want môre sal kom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. En dit is iets wat ons in te harte moet neem. Dit help nie ons is bekommerd oor wat môre gaan gebeur nie. Môre is nog ver weg. Ons moet bekommerd wees oor nou. Oor nou hoe ons pad saam met die Here is. En daarom, enige huwelik wat voor God aan mekaar verbind is en verbind word, het met die vrymoedigheid altyd hê om vir God leiding in hulle huwelik te bid. Ek glo en vertrou dat almal hier teenwoordig is op voortbou die wat getroud is op hulle huwelike. En dat hierdie huwelik ook so voortgebou sal wees op geloof en liefde teenoor mekaar en in God, as 'n eenheid in geluk vir die toekoms. En geliefdes, die voortbou van 'n huwelik moet gerig wees volgens my beskeie mening op hoop, vertroue, respek, geluk, liefde en geloof teenoor mekaar en God as 'n eenheid vir die toekoms. Nou, Michael en Drika, dit wat ek nou vir julle genoem het, noem ek ook die boustene van die huwelik. Daai boustene wat is hoop, vertroue, respek, geluk, liefde, geloof teenoor mekaar en God as 'n eenheid. Nou Spreuke 3, verse 1 tot 8 sê vir my die volgende. En hoor hom mooi, my seun, vergeet my onderwysing nie en laat jou hart my gebooie bewaar. Want dit sal lente van dae en jare van lewe en vreugde vir jou vermeerder. Laat liefde en trou jou nie verlaat nie. Bind dit om jou hals, skryf dit op die tafel van jou hart. Dan sal jy genade vind en die goeie insig in die oë van God en die mense. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Wees nie wys in jou eie oë nie. Vrees die Here en wyk af van die kwaad. Dit sal genesing wees vir jou liggaam en verkwikking vir jou gewete. Nou, ek wil dit net beklemtoon, die vrees wat ons in die woord van God kry, wat daarvan gepraat word. As daar gesê word, ons moet God vrees, beteken dit nie, ons moet gaan in daai bekende gesegde sê, broek staan stil, jou baas is nie bang nie. Dit is nie daai vrees nie. Hierdie vrees is respek vir ons almagtige God en Hemelse Vader. Ons praat van die boustene en ons praat van vertroue. In Psalm 78 vers 7 sê vir my die volgende oor vertroue. En hulle vertroue op God kan stel en die dade van God nie vergeet nie, maar sy gebooie kan bewaar. As jy vertroue het, dan gaan geloof outomaties ook mos inskop. Efesiërs 3:17, soos Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is. En dan kom die liefde. Nou ons almal ken die bekende 1 Korintiërs 13. Daar vers 4 tot 7 wat sê, die liefde is lankmoedig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie, die liefde praat nie vroot nie. Is nie opgeblaas nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, maar word nie verbitter nie, reek die kwaad nie toe nie. Is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Want die waarheid met die liefde, dit bedek alles, glo alles, hoop alles en verdra alles. En nou wil ek kom met die sleutelvers hierso vandag. Die vers wat Hendrika vir my gevra het, asseblief ek soek hom. En dit gaan ook oor die liefde. En dit kom daar uit 1 Johannes 4 vers 16 uit, wat vir ons sê, en ons het die liefde wat God tot ons het, leer ken en geglo. God is liefde, en hy wat in die liefde bly,
bly in God en God in hom. En dit is so waar daarin. Want die Vader is liefde, hy is niks anderste as liefde nie. En as ons mekaar nie kan lief hê nie, hoe kan ons sê ons het God lief? Hoe kan ons sê ons het God lief, maar ons het mekaar nie lief nie? Dit is bietjie onmoontlik vir my. Dan kom dit met die eenheid, want ons is mos 'n eenheid nou. Efesiërs 4:3, en ernstig streef om die eenheid van die gees te bewaar deur die band van die vrede. Maar daar moet ook geluk wees, né? Job 21:23 sê die een streef om volkomme geluk, heeltemal gerus en tevrede. En met al die, kyk ons na die toekoms wat die Vader daar vir ons stel. Spreuke 23:18, waarlik dit is 'n toekoms en jou hoop sal nie verydel nie. Nou baie mense dink jy moet op 'n jong ouderdom is alleenlik beskik om getrou te wees vir jou om 'n toekoms te hê. Nee, maar dit is nie so nie. God het julle twee bymekaar gevoeg op julle rype ouderdom van ondervinding, van deernis deur die lewe. Want hy het 'n plan met julle beide. Hy het 'n pad wat julle nog moet stap vir hom, werk wat julle vir hom moet doen. En die lente van Dawid kom nog. So dit is iets om na uit te sien. Absoluut. Maar ons moet onthou, daar is wederwysige verantwoordelikheid teenoor mekaar, né? Man en vrou moet uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig wees. Want die skrif sê vir ons in Efesiërs 5:21, en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. En daarom moet hulle mekaar altyd respekteer. Maar kan jy weet, as 'n man moet jy jou vrou lief hê, soos Christus ons almal lief het. Soos Christus die hoof van die gemeente is, en homself daarvoor oorgegee het op die kruis, is jy hoof van jou vrou, en moet jou dan liefde dien, lei en beskerm. Efesiërs 5:23 maak dit duidelik, want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook die hoof is van die gemeente, en hy is die verlosser van die liggaam. Nou, ek wil net gou op hierdie vers gedeelte net sê dat ek het ondervind deur die tyd dat wanneer paartjies probleme optel, dan sê die man, maar daar is mos gesê, ek is die hoof van die. So sy moet luister wat ek sê. Dit is nie wat die skrif van my vertel nie. Die skrif, as ons hom net na weer kyk, sê vir ons, jy is die hoof soos Christus die hoof is van die gemeente. God het nie gekom om te sê, ek is hier die hoof en almal met my onderdanig wees nie. Jesus Christus het gekom en gesê, weet jy wat, ek is julle dienaar. Ek dien julle, julle hoef my nie te dien nie. En dit is waar baie, veral van die jonger geslagte, die pot mis sit, as dit daarby kom. Want hulle dink, hierdie skrifgedeelte sê, nou is ek baas en jy is slaaf. Glad nie. Maar Hendrika, jy weet, as vrou, moet jy weet, dat dit God is wat jou en jou man verbind het. Net soos die gemeente aan Christus verbind is, soos die gemeente die Here lief het en aan gehoorsaamheid volg, so moet jy jou man lief hê en hom volg in alles wat reg en billik is. Hoor mooi, ek sê wat reg en billik is. Ons ouer gehardes wat uit die weermag en uit die magte in dit uitkom, ons is baie geleer, jy mag, as daar gesê word spring, moet ons net vra hoe hoog, ne? So, as daar vir jou gesê word spring, moet jy nie vra hoe hoog nie, om jy sê, maar ek dink nie, dit wat jy my vra om na te spring is reg nie, maar dit is nie billik nie. Dit is wat die woord vir ons baie duidelik maak. Want in daai jare ook, as 'n instruksie, nie 'n billike instruksie was, jy kon jy geweier het. En dis hoekom al so baie van die jongere gardes sê huwelik nie slaag nie. Want hulle vat hierdie gedeelte van Efesiërs 5:22 so vleeslik op en nie in die gees nie. Wat sê, vroue wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here. Ons moet almal onderdanig wees aan God.
Ons moet almal onderdanig wees aan hom. Maar nie onderdanig uit vrees uit nie. Nie onderdanig as 'n slaaf nie. Die onderdanig is ons moet net sy wette gehoorsaam. Sy gebooie gehoorsaam. Dit is wat die Vader vra, dis al. Julle weet, daarom moet julle albei opkyk na die Vader en vir hom sê, aan U bly ons altyd gehoorsaam en getrou. Ons sal U woord lees, ons sal dit oordink. Ons lewe is daar volgens inrig, saam bid en U saam dien. En dit bring my iets wat Michael my vroeër gesê het, dat baie keer, weet ons, op 'n stadium kom ons wat ons oogies nie meer wil nie, nou ons sukkel om te lees. Ek self ook, ek moes van 'n gewone gedrukte woord van die Vader gaan na groter en groter en groter, maar dit kom maar, hulle sê met ouderdom. Ek sê dit kom met jonkheid. En daarom is hierdie vir my so belangrik. Want as ons eggenoot nie meer kan dit lees wat die woord sê nie, dan is die ander daarso om saam met hom of haar te wees, om saam vir hulle te lees. Prediker 4 vers 9 tot 12 maak dit vir my so pragtig by mekaar. Hy sê vir my, 2 is beter as 1. Want hulle het 'n goeie beloning vir hulle moeitevolle arbeid. Want as hulle val, kan die een sy maat optel. Maar weer die een wat val, sonder daar 'n tweede is om hom op te tel. En dit is 'n feit. Jy lê, jy sukkel. As 2 by mekaar lê, kry hulle warm. Maar hoe kan een alleenig warm word? En as iemand die een aanval, kan al 2 hom teenstand bied. En 'n 3-dubbel lyn word nie gou verbreek nie. Want as julle vas saam staan in die woord van God, en dan die vyand kom om aan te val, gaan hy nie bo uitkom nie, want julle staan saam teen hom. En solank die Here saam met julle is, Jesus Christus, die Heilige Gees en die Vader homself, kan daai 3 enige lyn nie gebreek word nie. Want dit is wat julle 3 maak, en saam met mekaar. Daarom leef uit dit wat Jesus Christus aan julle geskenk het. Bou met liefde en in vertroue voort op die mooi dinge wat julle in mekaar gevind het. Vermy selfsug en eensinnigheid. Dit verbreek die gemeenskap tussen mense. Gee julle self aan mekaar op allerlei maniere, met erns en met humor. In gelukkige oomblikke, as ook in daai moeilike omstandighede, daai moeilike tye wat ons ook maar ondervind. En moenie toelaat dat iets of iemand ooit tussen julle kom. Daarom wees daarop voorbereid dat Satan die duiwel nooit genoeg neem met dit wat mooi en goed is nie. Hy haat dit met pes, hy haat dit met 'n passie. Hy wil alles wat mooi en goed is, wil hy verbreek, wil hy vernietig, wil hy verwoes. Hy sal altyd probeer om 'n wig daar te stel. Altyd. Hy wil altyd 'n wig tussen man en vrou sit. Want hy weet as hy dit reg kry, is dit nie net man en vrou wat wegdwaal van God af nie. Maar dit is die hele huis, die hele huisgesin. En hy weet die verwoesting wat hy daar saai en wat hy daar maai, is baie keer onherstelbaar. Daarom wil ek julle baie mooi vra vandag en versoek. Soek altyd julle krag wanneer hierdie aanvalle kom. In Christus Jesus, hy wat alreeds die bose oorwin het. Daar op die kruis van Golgotha het hy alreeds die prys betaal. Daar's 'n liedjie wat gesing word deur 'n sanger. Ek het hom nooit geken nie, ek het hom eendag per ongeluk het ek die liedjie gehoor. Word genoem Die Laaste Trein. En die sanger is genaamd Janneman Vetkruid. Nou ja, wat 'n stage name. Maar hy sing Die Laaste Trein, waar hy vir ons vertel daai prys wat alreeds betaal is, daai kaartjie wat alreeds gekoop is,
op die kruis van Golgotha vir ieder en elk van ons. Wat verniet is. En hy sê, stap saam met Jesus. Vat jou kaartjie en klim saam op hy trein. En dis al wat ons moet doen. En ons sal die bose so oorwin. En ons oorwin dit ook verder deur die woord van God, die Heilige Gees, en as 'n gesin, as 'n familie saam, ons wat die kerk is in die kleine. Want die plek van samekoms is net 'n gebou waar die kerk by mekaar kom. Nou, Michael en Hendrika, ek glo julle weet nou, julle is bewus nou, ten volle, dat God die huwelik ingestel het, en julle het gehoor wat God van julle verwag. En ek het 'n vraag, wat ek wil graag hê dat julle beide moet hardop antwoord as ek klaar gevra het. Getuig julle voor, almal hier teenwoordig, dat julle ernstig voorneme is om die huwelik so te lewe, en wil julle dat julle huwelik nou bevestig, dat hierdie huwelik dan nou bevestig sal word. Aanvaar julle alles wat die almagtige God en Hemelse Vader vir ons in sy woord oor die huwelik leer. Is dit julle opregte voorneme om julle huwelikslewens hiervolgens in te rig, en begeer julle om met die seën van die Here in eg verbind te word. Wat is julle antwoord hardop? Ja. Sê. En voordat ons oorgaan na die huweliksbevestiging toe, wil ek julle albei net graag salf in die teenwoordigheid van ons drie-enige God. Salf in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Salf in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Nou ja, kom ons kom by die wetlike gedeelte hierso. Michael, verklaar jy dat sover jy weet, daar geen wettige beswaar teen jou voorgeneme huwelik met die bruid Hendrika is nie? Aanvaar jy almal wat hier teenwoordig is as getuienis dat jy haar tot jou wettige vrou neem? Ja. Beloof jy dan hardop voor God dat jy, Michael, haar Hendrika nooit sal verlaat nie, en dat jy haar in liefde en trou sal lei en beskerm, soos 'n Godvreesende man en sy vrou verskuldig is, vir altyd en in alle omstandighede, tot die dood julle skei. Hendrika, verklaar jy sover jy weet, daar geen wettige beswaar teen jou voorgeneme huwelik met die bruidegom Michael is nie? Ja. Aanvaar jy almal hier teenwoordig as 'n getuie, dat jy hom tot jou wettige man neem? Ja. Gee mekaar asseblief die regte. En kan ons die ringe kry? Ja. Ek kan nie ring. OK. Ek het ook daai probeer, maar dit het nie gewerk by my nie. Daai salf kon nie vir Sekerlik. net so bietjie daai ring. Ek lag so lekker. Kyk wat gee. Jy nie vir my te kry. Ja, ek gaan aan. Dit is 'n bietjie. Ja, sy. Ek reg gekry. Ek het sommer voor hier te sommer terselfde jou gelofte na gedoen ook terwyl die ring oorgeseken. Hendrika, het jy enige iets spesiaal wat jy vir Michael op hierdie stadium wil sê? Soos ons sal doen met die simboliek as ons die ring aan sy vingers sit. Nee, dat kom. Die res van my lewe sal ek doen. Ek sal hom altyd versorg. Siekness en health, soos hulle sê. Ja.
Ja, dan bly daar nou net een ding in my oor voor ons afsluit met gebed en na die register toe gaan. Geliefdes, julle almal wat hier teenwoordig is, dis my voorreg om nou te verklaar dat Michael en Hendrika nou wettig getroud is voor God en volgens die landwette van Suid-Afrika. Mag die Vader julle beskerm en lei. Mag die Here Jesus in sy liefde en genade in julle leef. Mag die Heilige Gees julle inspireer tot diens aan God, aan mekaar en aan julle medemens. Ek stel aan julle voor meneer en mevrou Becker. Ja, beste althans. Ek sien hy kom change. Ja, so. Kevin, jy net so bietjie pap. Nee, dis nog maar die foto van julle kan kry asseblief. Baie dankie. Maar net weer sien. Ek hier sien. Dankie. Right, kom ons sit net, dan as jy die register geteken kry. Ja, maak jy saak, jy kom buite. Voor ons teken, kom ons kry eers die ander ding. So. Okay, dit is selfde, want ek kry asseblief. Dis doen nou nog nie die handtekening nie. Husband signature of wife. Ek kan nog nie my nuwe van kyk. Ja, nee, okay. Daar is gedoen. Ja, dat je beste. En dat is zekerheid nog goed. Nee, ek het nie die voorletters. Oké, dat is ook nog goed voor de vrouw. Right, kan ek die twee getuies kry asseblief? Maak dan nie op. Ja, nee, jy het my nie afgekom nie. nou is dit verby. Dis dit verby. Nou is dit ons probleem. Dit oorbly is seker maar.
het nog 'n kopie van die vorm wat jy wil invul as jy ons boek in die huwelikssertifikaat. Jy nog wou te sit al. Okay. Dit sal goed wees. Ja, as jy die boodskapie, hier is al julle vorms. Ek gee dit so 14 dae. Hulle sê 7 dae maar. Ja, nee, kom ons bes veilig. Dis soos ons watersvoorsiening. Ja. Nee, dis eintlik bietjie vinniger as die watersvoorsiening. En net vir prof sê, die dame het my gebel van die prokureurs, die kontrak is geregistreer. Nee, dis reg. So, daar's hy, dis dit. Baie dankie. Dis all legal. Welkom meneer. Hulle 3 saam asseblief.